Goeiemôre en baie welkom ook by vanoggend se erediens. Dankie dat jy ingeskakel het. Dis vir my lekker om die woord van die Here vir julle te mag bring. En dit is vreemd soos altyd om in 'n leerkerk te staan en preek, maar ek hoop dat waar ook al jy vanoggend ook of vanaand wanneer ook jy na hierdie boodskap luister, jou hart vol sal wees met die vreugde van die Here. Ons leef regtig in vreemde tye. Die kerk is toe, 'n klomp dinge lyk anders as wat ons aangewoond is, maar ons is nog steeds daar om mekaar te bedien. So as jy ervaar dat jy bediening nodig het, laat weet ons asseblief. Die kerkkantoor is oop, ek is steeds aan diens, ons personeel is almal reg en gretig om jou te help. So laat weet ons asseblief hoe dit met jou gaan, of dit met jou goed of sleg gaan. Stuur vir ons 'n WhatsApp, stuur vir ons 'n boodskap, stuur 'n e-pos, bel kerkkantoor toe. Ons het nodig om in hierdie tyd regtig mekaar te versorg. En ons tradisionele manier van kerk wees en kerk hou lyk baie anders. En dis reg oor die wêreld die storie op hierdie stadium. Maar daarom moet ons ook nuwe maniere vind om by mekaar uit te kom. En kerk wees gaan ook oor die gemeenskap van die gelowiges. So asseblief, kom check in by ons ook. Ons gaan die volgende 2 weke ook al die lidmate weer bel. Soos jy teen volgende week Vrydag nie 'n oproep gekry het nie, bel asseblief die kantoor en sê julle het my nie gebel nie, wat is fout? Mis julle my nie of wat gaan aan? Dat ons asseblief net kan seker maak ons het al jou info. Maar dit is my voorreg om vanoggend ook saam met julle die woord te mag bedien en te mag aanhoor. Ons is almal maar uiteindelik ook mense wat die woord van die Here aanhoor en vra dat die Here ons verander ook daardeur. Maar kom ons bid eers saam. Here, ons is in die begin van 'n splinternuwe jaar en dit lyk vir ons baie anders as wat ons gehoop en gedroom het, Here, maar U is God en U is steeds in beheer. En vanoggend kom rus ons in dit. So seën ook hierdie tyd saam, Here. Ons bid dat U dit wat U in U hart en in U gedagte het, regtig vandag ook in ons hart en ons gedagte sal kom plant. Ons bid dit in U naam. Amen. Kom ons sing eers lekker saam met Hansie. Goeiemôre en baie welkom. Dankie dat julle ingeskakel is. Dit is vir ons 'n groot voorreg dat julle met ons is. Ek sê vanoggend dankie vir Monja wat tyd gevat het om saam met ons bietjie die Here se naam groot te maak. So ek hoop julle is lekker rustig. Gebruik hierdie tyd om met die Here te connect en ek hoop julle geniet dit saam met ons. Breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free.
Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. Oh, you laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. Dankie Hansie. Soos ek aan die begin gesê het, ons leef in baie vreemde tye. En ek wonder hierdie week by myself in my voorbereiding, as ons nou die nasionale gevoel of die nasionale emosie kan opsom, wat tans in Suid-Afrika of dalk die wêreldwye emosie of gevoel sal kan opsom, in 'n woord of in 'n sin of in 'n frase, wat sal dit uiteindelik wees? Want die konteks waarbinne ons leef is dat ons elke dag hoor van meer en meer mense wat sterf. Van mense wat siek is, van mense wat se besighede sluit, van mense wat alleen is, mense wat bekommerd is, en dit is dalk waarskynlik ek en jy ook. Dat iewerste is een van daai goeters waarvan ons ook. Ons sien die siek, ons sien die pyn, ons sien die seer, ons sien die ellende. Dis nie meer ver nie, as dit nog nie ons huis getref nie, het dit waarskynlik al jou buurman of jou vriend of jou vriendin of wie ook al se huis getref, maar dit het al deel geword van ons persoonlike storie. En ek dink, ons is bang, en ek weet ons is bang, en ons is onseker, en ons is gefrustreerd, en ons is geïrriteerd, en ons wens net dat die tyd waarbinne ons nou is, uiteindelik net verby kan gaan. Maar ons kan nie dit wat ons sien, en dit wat ons ervaar, net misken nie. Ons wêreld is diep in die moeilikheid. Dis ons ervaring. En ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar selfs binne hierdie huidige krisis of in enige ander krisis, moet ek en jy ook steeds die vermoë hê as gelowiges om nie sig te verloor op dit wat waarlik, wat regtig aan die gang is nie, in die breër spektrum van dinge uiteindelik ook. So die vraag is ook seker, maar hoe kan ons as gelowiges hoopvol die omstandighede waarin ons tans is, en die wêreld wat ons tans bedien, die wêreld waarin ons tans is, hoopvol tegemoet gaan. En ek wil vanoggend 'n paar teksgedeeltes saam met jou lees. En Kolossense 3 gaan ons ook een van die dae vir julle heeltemal uitpak, so ook ons jaartema, wat ek in die volgende paar weke ook saam met julle sal uitpak. Maar Kolossense 3 vers 1, ek wil vanoggend daar begin. Paulus sê dat aangesien julle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is, daar waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God is, van God sit. Die opdrag as gevolg van die gedaanteverwisseling van dit wat in Christus plaasgevind het, vra Paulus vir ons, dat ons gedagtes sal rig op dit wat daarbo is uiteindelik. Nou ons weet dat ons in moeilike tye leef, ons leef tydens 'n wêreldpandemie, mense sterf, die wêreld lyk woes, ons is bang, en ek wil eintlik sê dat dit dan vir ons onmoontlik is om ons gedagtes te rig op dit wat daarbo is, want dit wat op die onderkant aan die gang is so woes, en is so erg en is so traumaties, dat ons nie nou ons oë op dit kan verloor nie. So ek wonder of ons dit kan sê. Maar kom ons los dit vir 'n oomblik eers daar. Ek wil vir julle 3 ander teksgedeeltes ook lees. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees altyd bly, bid geduldig,
Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Kolossense 3 vers 15. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag vind. God het julle immers geroep as lede van een liggaam om in vrede met mekaar te leef. Wees altyd dankbaar. Hebreërs 12 vers 28. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God met dankbaarheid en met eerbied en ontzag dien soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Wees in alles dankbaar. Dis asof dit die opsomming is van hierdie 3 teksgedeeltes. Maar dit kan seker nie waar wees van ons binne die konteks nou. Dit kan nie 'n verwagting wees terwyl ons wêreld lyk soos wat dit nou is, dat ons steeds in alles moet dankbaar wees nie. Paulus en die skrywer van Hebreërs is eintlik ernstig dat dankbaarheid deel van elke gelowige se geloofswandeling en die gesindheid van dankbaarheid moet in elkeen van hulle se lewens wees. Dis hoekom dat dit so duidelik beklemtoon, wees in alles dankbaar, want dit sê in alles. So dis definitief van toepassing op ons. En ek dink dit is regtig nodig ook in hierdie tyd waarin ons onsself ook nou bevind. Nie net as 'n geloofsdissipline nie, maar ook as 'n manier van oorlewing binne in uitdagende tye. Maar ook dat dit die manier is wat ons gedagtes rig op God, op dit wat daarbo is om dankbaar te wees uiteindelik. Nou, hoe ons dit regkry is seker 'n heel ander saak. En hoe ons dit regkry is eintlik 'n baie moeiliker saak ook. Nou ek dink voor ek eintlik aangaan wil ek 2 belangrike dinge sê. Vir wanneer ons sê, maar ons het nodig of tot die besef kom dat ons moet lewe met die gesindheid van dankbaarheid. Die eerste ding is dat hierdie ding nie uit jouself uitkom nie. Ek en jy kan nie en nie net ons huidige konteks in ag geneem nie, maar binne die konteks van ons lewe kan ons nie hierdie gesindheid van ewige dankbaarheid regkry as dit nie vir God is nie. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy het God nodig om die gesindheid van dankbaarheid te help kweek in jou lewe met die genade van die Heilige Gees en die visie wat God vir ons gee op hierdie wêreld en op die wêreld wat kom en alles wat daarmee saamkom. Dis net deur God wat ons dit kan regkry. Dit gesê. Maar die tweede ding, om in dankbaarheid te leef, is meer as positive thinking. Dis meer as om blind te wees vir die omstandighede. Dis meer as om 'n valse glimlag op te sit. Dis iets baie, baie dieper wat vanuit ons sielsdimensie kom. Vanuit die binnekant van ons menswees, wat vanuit dit kom, wat uitstraal of uitskyn in ons werke, in ons dade, in die manier ons dink, in die manier ons optree. Dis asof ons dankbaarheid en daai gees van dankbaarheid perspireer, uitstraal uit die lewe wat ons leef uiteindelik. Nou hierdie week lees ek van die werk van 'n Nederlandse priester, Adrian von Kaam, wat in Nederland gewoon het tydens die 1940s, tydens die Tweede Wêreldoorlog, tydens Nederlandse okkupasie deur die nasies, het hierdie spesifieke priester, Adrian, geleef. En hy was 'n jong priester, hy was maar 24 jaar oud, toe hy as pastorale leier moes opgetree het vir mense wat met hierdie massiewe wêreldkrisis gekonfronteer word. Maar hy skryf dat een van sy geestelike ontwakings as gelowige, as Christen gekom het, juis in hierdie tyd. Juis toe hy nie die vermoë gehad het nie, toe die wêreld de mekaar en uit mekaar uitgeval het, juis in hierdie tyd wat daar so baie onsekerhede was, want in daai oomblikke het hy die vraag begin vra, hoe leef 'n gelowige met dankbaarheid te midde van omstuimige situasies, onsekere tye, traumatiese tye? Hoe leef 'n gelowige die Paulus se tekste uit en die Hebreërs teks uit? Hoe kry ons dit reg as ons wêreld letterlik uit mekaar uitval? Maar Adrian von Kaam, die priester, sê daar's 2 tipes denke wat by mense opkom. En dis nie net tydens krisistyd nie, maar dit is oor die algemeen. Die eerste is waarderende denke. Dit is iemand wat
die vermoë het om waarderend op te tree. Nie vir dit wat hy het nie, maar vir dit wat hy weet en dit wat hy sien, en ek sal dit nou verder ook bietjie verduidelik. Die tweede een is swartgallige of neerhalende denke. Dis iemand wat nooit genoeg het nie en wat leef vanuit daai besef. Ek is nie genoeg nie, ek het nie genoeg nie, ek weet nie genoeg nie. Ek sal dit net nooit uiteindelik regkry nie. Maar verder sê hy, het hy ook in die tyd waarin hy leef. En dit was nou vir my interessant, en dit klink ook nou so 'n bietjie soos teorie of iets, maar hou maar vir 'n oomblik net vas. Het hy gesien, maar toe hy die mens probeer verstaan, hy was ook 'n sielkundige wat menslike navorsing gedoen het. So hy het iets van die mens ook verstaan. Nou daar's waarskynlik 'n klomp verskillende dimensies, maar hy sê daar's 4 primêre dimensies wat hy raak sien in die mens. En soos ek nou gaan lees, gaan jy agterkom, hulle is almal baie voor die hand liggend. Die eerste een sê, die mens word saamgestel vanuit sy liggaam. Dis 'n deel van my vlees en bloed, my bene, my liggaam, hoe ek lyk, mooi, my hare, alles, my hele bestaan, daai liggaam van my, of ek siek is of ek gesond is, die feit dat ek kan beweeg, die kompleksiteit van die liggaam, dat ek daaruit saamgestel word, dat dit 'n deel is van my. Maar die tweede ding sê hy is, ons het 'n funksionele deel. En dis eintlik ons denke. Dis wat ons laat dink en laat droom en laat redeneer en kreatief maak. Dit wat ons help om te beplan en om te droom en alles wat daarmee saamgaan. Dit wat met ons brein en ons denke en al daai goeters saamgaan. Dit is ons funksionele dimensie. Maar hy sê ook ons het 'n sosiale dimensie. Ons word gebore vanuit 'n bepaalde verhouding. Ons is deel van een of ander groep. Ons het een of ander genetiese posisie. Ons is saamgestel uit 2 ander mense en hulle is saamgestel uit verskillende ander mense se genetiese posisie en dit maak ons wie ons is. So ons is ingebore in 'n groep en ons is deel daarvan, maar ons het ook hierdie inherente begeerte om in verhouding met mense te wees uiteindelik. Dat ons mense is wat binne verhouding leef en mekaar uiteindelik nodig het. Maar dan sê hy, daar's 'n 4de aspek van die mens. En dit is die wete of die besef, daar's meer as hierdie wêreld. Dis die behoefte en die begeerte na meer. En vir my en jou as gelowiges, is dit die behoefte en begeerte na God. Ek dink is Plato wat gesê het, dis die inherente behoefte wat ons uiteindelik het aan verhouding met God. En dit waarvoor God uiteindelik staan. Maar daarteenoor, ons soeke na God, ons begeerte om in verhouding met hom te staan ook daarteenoor ek en jy, die mens, ons eie ego, die ekkigheid, ons menslikheid, uiteindelik ook ons sondigheid. En dis daai begeerte wat ons het om alles te kan beheer. Die behoefte wat ons het om alles te kan verstaan, of die behoefte om in beheer te wees van ons eie vreugde en van ons eie storie, die behoefte wat ons het om regeerders te wees van ons eie wêreld en om vanuit ons regeerders te wees van ons eie wêreld en dit te kan beheer en bestuur volgens ons eie voorwaardes en volgens ons eie reëls. En as jy fyn luister, dan hoor jy die stem van Adam en Eva daarin. Die feit dat ons wil wees soos God. Ek en jy het 'n inherente begeerte in ons beheer, in ons bestuur, in ons onvermoë, in ons begeertes ensovoorts om uiteindelik soos God te wees. En hierdie twee staan teenoor mekaar. En is ook in stryd en in konflik met mekaar. En dis ook iets wat ons dankbaarheid beïnvloed. Want die onsekerheid, eerder as om die onsekerheid te aanvaar waarin ons leef, maak dit ons mal of dit vernietig ons uiteindelik. Die kommer, sonder om dit oor te gee in die hand van God, probeer ons dit deur orde en prosedure vasmaak, want ons voel buite beheer daardeur. Dit staan teenoor ons begeerte om in verhouding te wees met God uiteindelik. Baie jare later skryf Henry Nouwen, en ek het al baie van Henry Nouwen in die kerk gelees, julle ken hom al, het hy gesê daar's 3 leuns wat lewensvreugde beloof by mense, maar wat uiteindelik so bedrieglik is en dit uiteindelik ook bedreig. Hy sê dit word saamgestel uit ek is
hoe ek lyk, dit is nou maar net meer as die fisies, hoe ek ander mense my perceive, my ervaar, as gevolg van dit van wat ek het. Ek is wat ek doen, of ek is wat anders sê van my. Hy sê, of nie hy sê nie, maar al hierdie bogenoemdes, hoe ek lyk, wat ek doen, of wat anders sê van my, wat ek het, die samestelling van my, is veranderlik is goed wat gesteel word, goed wat gesteel kan word, goed wat kan verander, goed wat nie noodwendig deel is van die hemelse realiteit nie. Dis goed wat ek uiteindelik in my hande kan vashou. Maar terug by Adrian van Kam se 4 dinge. Hy sê tydens die hongersnood wat in Nederland plaasvind, spesifiek hier in 1944, tydens die Tweede Wêreldoorlog, toe mense siek was en alles verloor het, toe mense nie meer kon funksioneer en dink en optree en werk en skep, soos wat hulle vroeër kon nie, toe hulle lewens bedreig was, toe hulle familie en vriende verloor het, en weggekruip het van die gevaar, die vyand, wat buite rondgeloop het, en gedreig het om hulle te vernietig. Hy sê, toe daar een ding oorgebly. En dit was die mense inherente soektog na God. Dit was die mense inherente begeerte na meer. En gemeente, dis waar in my en jou vreugde lê. Dis waar binne ons dankbaarheid lê. Nie deur dit wat ons uit saamgestel is nie. Nie deur dit wat ons kan vashou in ons hand nie. Nie deur dit wat ons kan sien nie. Nie deur dit wat veranderlik is nie. Maar juis deur ons begeerte en ons erkenning dat daar meer is in hierdie wêreld as dit wat ons kan sien, as dit wat ons voel, as die trane wat ons huil, as die seer, die hartseer, die vreugde, die opwinding, wat ook al, dat daar meer is wat op my en jou wag. En dit uiteindelik is God. En dit is die dinge wat daarbo is uiteindelik, waarvan Paulus ook gesê het, ons onsself moet beywer voor. So ons bevind onsself in 'n situasie wat vreeslik moeilik is om oor dankbaar te wees. Kommer, hartseer, dood, onsekerheid, noem dit maar op. Ons ken dit. Ons ervaar dit, ons weet van dit. Dis deel van ons lewe. Maar ek en jy kan een van 2 dinge doen. Ons kan waardeer wat ons sien, wat ons beleef, en dis uiteindelik waarderend optree teenoor die groter dimensie van goed wat aangaan. Soos ek sê, dis meer as om dankbaar te wees oor dit wat jy het, of dit wat deel vorm van jou elke dag lewe. Dis jy wat waarderend optree en vreugde vind in God. En in die wete dat God jou het. En die wete dat God hierdie wêreld het. En die wete dat God steeds in beheer het. Dis jy wat waarderend optree teenoor dit. Of, die tweede ding, is dat jy neerhalig en swartgallig is oor dit wat jy het en nie het nie. So jy kan sê, ek sal dalk gelukkig wees, so kyk na my lewe en sê, ek sal gelukkig wees as ek dit en dit in plek kan kry, of dit en dit kan doen. Of jy kyk na jou situasie en sê, ek sal gelukkig wees of vreugde vind of dankbaar wees as ek dit kan weet, of ten minste net daai uitkoms kan vasmaak, of ten minste net weet wat volgende week en die week na dit kan gebeur. Dan sal ek waarlik dankbaar wees en waarlik gelukkig wees. Of ons kyk na ons omstandighede en sê, ons sal gelukkig wees wanneer hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie as. Wat ons doen is ons kontrakteer ons geluk, ons dankbaarheid uit aan dit wat ons kan vashou, die as, dit wat kan vergaan, dit wat ons kan sien en beheer en kan vashou en kan deel maak van ons lewe op 'n konkrete wyse. Maar ek en jy kan nie vanuit daai plek leef as ons mense wil wees wat in dankbaarheid leef nie. So ons kies om waarderend op te tree oor dit wat binne ons is, naamlik God, die Gees, die Heilige Gees, wat deel is van ons lewe, eerder as op dit wat buite is. En dis die wêreld, en die siekte, en die seer, en die kommer, en alles wat daarmee saamgaan. James Bryan Smith sê vir my baie mooi ding. Hy sê, wanneer ons leer om te leef
as mense wat gefokus is op God en binne die goddelike ding ons vreugde vind, dan word ons mirrors of mystery. Ons word 'n spieelbeeld van die misterie. Ons word 'n spieelbeeld van God. Op 'n manier straal dit uit ons uit, want dit wat aan die binnekant van ons is, dit wat waarop ons oë gefestig word, word deur ons uitgestraal en word deel van ons lewe uiteindelik. Ons kontrakteer dan nie ons dankbaarheid uit nie, maar ons vind dit binne die realiteit van wie God is. Dis ons oorskryf nie ons huidige realiteit met dit wat ons nie het nie. Of eerder, dit oorskryf ons huidige realiteit. Dit wie God is, oorskryf dit wat ons het en nie het nie. Dit wat ons soek en dit wat ons nie kan vind nie. Die seer, die hartseer, alles wat daarmee saamgaan. Wie God is, skryf oor daai huidige realiteit en ons leef vanuit dit. Vriende, ons leef regtig in ondenkbare tye. En niemand van ons het eintlik 'n verwysingsraamwerk vir dit wat tans aan die gang is nie. Maar wat ons wel het, is die onveranderlike God, wie se wese, wie se karakter, wie se plan nie beïnvloed word deur hierdie wêreld se realiteit nie. En dit beteken vir geen oomblik ons is nie deel daarvan nie. Maar dit beteken dat ons nie ons vreugde vind in dit nie. Dit is nie ons bron van vreugde nie. Ons spreek nie ons dankbaarheid uit oor dit nie. Ons dankbaarheid lê in soveel meer. Dit lê in iets wat vas is en nooit maar nooit kan verander nie. So ek en jy kies om nie slawe te wees van ons omstandighede nie. Ons kies om nie slawe te wees van ons oënskynlike tekortkominge nie. Ons kies om nie slawe te wees van ander se opinie en die manier hoe hierdie wêreld verander nie. Maar ons kies om mense te wees wat die koninkryk van God ontvang het en mense wat leef vanuit daai dankbaarheid. Want binne die koninkryk van God is daar nie pandemies nie. Binne die koninkryk van God is daar nie vrees nie. Binne die koninkryk van God gaan mense nie dood nie, is daar nie seer nie, is mense nie alleen nie, hoef mense nie alles te weet nie, want hulle weet, God weet alles. En daai koninkryk is nie eendag nie. Ons het proesels nou reeds van daai koninkryk. Ek en jy leef in daai sproei van God se nuwe koninkryk. So as jy nou kan onthou, dit is op 'n rots te staan, daar so langs die see. En die branders breek so, en die water waai, en die sproei van die see kom op jou gesig, en jy beleef en ervaar iets van die see, en jy proe dit. Dit is wanneer ons in dankbaarheid leef. Ons ervaar iets van die sproei van God se koninkryk wat oor ons kom, want dit beïnvloed alles. Dit is ons uitgangspunt. Dis ook ons uitgangspunt hierdie jaar. Ons het geen sekerheid nie. Ons gaan weer blind in. Nog meer as ander jare. Maar ons leef vanuit die dankbaarheid. Ons is aan God vasgemaak. God regeer. Hy het ons lief. Hy noem ons sy geliefdes. Hy is ons pa. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Hierdie wêreld en sy seer kry gaan verbygaan. Ons familie en vriende se seer en bekommer gaan verbygaan. Ons het die hoop wat groter is as dit wat ek en jy vandag beleef. En daarvoor is ek dankbaar. En ek hoop dat jy in hierdie week wat kom, juis oor dit ook kan dankbaar wees. Kom ons bid saam met mekaar. Sjoe, Here, as ons teen onsself meet teenoor die woord, dan skiet ons so ver tekort. Ons doen so verkeerd, Here. Ons vind ons vreugde en ons dankbaarheid, Here, in soveel veranderlike dinge. Dinge wat ons seer maak, Here. Dinge wat beloof, maar wat steel. Dinge wat so mooi lyk, Here, en wat ons eintlik weet van tydelike aard is. En ons kom met onsself tot dit. Eerder, Here, as die een wat van die grondlegging van hierdie aarde tot vandag en tot in alle ewigheid betrokke is. Here, help ons om ons vreugde, ons geluk, ons dankbaarheid te vind in U, wat uiteindelik ons anker is.
terwyl ons hierdie stormagtige wêreld probeer navigeer en uitkom by 'n ander plek, Here. Lei ons in dit, Here. Dankie dat U genadig is. En dankie dat ons weet, ons doen dit saam met U. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you, I worship you. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Mag die genade en vrede van God ons Vader, die wonderlike liefde, die ewige liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat niks of niemand by jou kan steel nie. Mag jy dit ervaar. Amen.